Goed, kom ons lees Psalm 86, 'n geroep om hulp, 'n gebed van Dawid. Here, neig U oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U my God, verlos U knegg wat op U vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep U aan die hele dag deur. Verbly die siel van U knegg, want tot U, o Here, hef ek my siel op. Want U, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge. In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my. Daar is niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks soos U werke nie. Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle voor U aangesig neerbuig, Here, en hulle sal U naam eer, want U is groot en doen wonders, U alleen is God. Leer my, Here, U weg, ek sal in U waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van U naam. Here my God, ek wil U loof met my hele hart en U naam vir ewig eer, want U goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. O God, vermeteles het teen my opgestaan, en 'n bende tiranne soek my lewe, en hulle stel U nie voor hulle oë nie, maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, want U wend U tot my en wees my genadig. Gee U sterkte aan U knegg en verlos die seun van U diensmaagd. Doen aan my 'n teken ten goeie, sodat my haters dit sien en beskaamd kan staan, omdat U, o Here, my gehelp en getroos het. Die Sondag 47, die vraag is, ons tema is nou eintlik maar die Onse Vader. Wat is die eerste bede van die eerste Vader? Wat is die eerste smeking? Wat is die eerste versoek van die Onse Vader? En dan is die antwoord, laat U naam geheilig word. Wat beteken dit? Gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig, roem en prys in al U werke waarin U almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat U naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Ons is vandag nog besig om te kyk hoe Jesus sy disippels leer hoe om te bid. Jesus het daardie modelbed gegee in Matteus 6, die Onse Vader, en ons het voor dit, die vorige Sondag het ons dan ook gesien die noodsaaklikheid van gebed. Noodsaaklikheid van gebed moet ons benadruk, dit is die grootste, die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Ons moet bid, dit is wat 'n gelowige moet kenmerk, is gebed, en ons het daai herinnering nodig, nê, dat ons mense moet wees wat geken word aan gebed. Dit is hoe die Here werk, dit is ook hoe ons die Here erken vir wie hy is, en waarvoor moet ons bid? Dit het ons ook in Sondag 45 gesien, en daar is dit, ons moet nie net bid vir wat ons liggaamlik nodig het nie, of net dankbaar wees vir wat ons liggaamlik kry nie, jy weet, vir ons liggame nie, maar ook vir wat ons nodig het geestelik, vir ons harte, vergewing van sondes byvoorbeeld, en dat die Here ons sal laat groei in heiligmaking, dat hy hierdie spesifieke sonde, dat hy jou sal help om daarteen te veg, jy weet, so daai is deel van die erkenning van wie die Here is. Daardeur wys mens, jy is dankbaar vir wie die Here is. In Sondag 46, dis nou die vorige Sondag, het dit vir ons gewys wat dit beteken dat God ons Vader in die Onse Vader gebed is. Nou vandag begin ons met die Onse Vader te kyk na die 6 bedes in die Onse Vader.
En is werklik eintlik smekinge. Jy sê smekinge, jy smeek van die Here hierdie. Dit is eintlik wat hier gebeur. Dis versoeke, maar dis nie net 'n formele versoek nie. Dit is regtig 'n smeek. Here, sal U hierdie vir my gee. Dis die hartsgesindheid wat ons in Onse Vader onderliggend ook moet sien. Mens sien dit hierso in Psalm 86, hoe Dawid as ware die Here smeek om hom te verlos uit sy omstandighede. En onthou, die verlos uit omstandighede is nie noodwendig dat die omstandighede gaan weggaan nie. Dit is dat jy verlos word in die omstandighede. Jy kry perspektief oor die omstandighede. Jy sien die omstandighede raak soos wat in 'n sin die Here dit sien. So jy vertrou meer in die Here in daai omstandighede en jy verander. So is nie noodwendig die omstandighede wat die probleem is nie, is ons wat die probleem is en daarom dat ons ook in daai omstandighede kan bid tot die Here en moet bid. En uiteindelik is dit ons ook wat daardeur verander word. Maar kom ons kyk na die vraag. Vraag 122 vra, wat is die eerste bede? So, wat word ons geleer, wat om te vra in die Onse Vader? Die eerste ding wat ons duidelik daar geleer word, en dit is wat in die Onse Vader staan, is laat U naam geheilig word. So as ons nou dink aan die woorde, laat U naam geheilig word, dan kan mens nou dink, goed, dit beteken dat die Here meer heilig sal word. Dis een manier om net, as jy net na die sin daar kyk, dan kan jy dink, goed, maar bid ons dat die Here meer heilig sal word. Maar dit is verseker nie wat dit beteken nie. Want die Here kan nie meer heilig word nie. Hy is die almagtige, soewereine God. Sy naam is alreeds heilig. Hy is alreeds die heilige. Hy is alreeds die gans andere. Hy is apart van ons. Hy is alreeds anders as ons. So daar's niks wat hy kan bykry nie. Soos NGB artikel 2 dan ook sê, hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2. So God moet dus nie nog meer heilig gemaak word nie. Nee, dit gaan hieroor dat ons deur ons leer en lewe erkenning aan sy heiligheid gee. Laat U naam geheilig word deur ons, in ons. So ons, wat ons daardie vra is dat ons die Here beter sal leer ken, dat die Here homself aan ons meer sal openbaar, dat ons meer sy heiligheid sal ken, wie hy is. En dit is wanneer ons die skrif lees, wil jy tog vra, jy wil vra, wat leer ek van die Here in hierdie teksgedeelte? Wat se deug? Dit is hoe die skrif het ook verwoord, is die deug, die eienskap, een of meer of al sy eienskappe, kan ons dan ook sê, is die Here se heerlikheid. As ons vra, wat is die Here se heerlikheid? Dan is dit een, meer of al sy eienskappe. En dit is wat ons wil vra, dit is wat ons wil lees in die skrif, en op elke gedeelte van die skrif, dan is dit die Here wat homself openbaar in sy wese, wie hy is. En dit is wat ons vra, Here, laat U naam geheilig word. Laat ek U beter ken. Dit is hoekom, wanneer die Heidelbergse Katekismes dan verder gaan in daai antwoord, dan julle sou het seker raak gelees en dan sê dit daar, dit is, wat beteken dit? Gee allereers, gee dat ons U reg sal ken. Gee allereers dat ons U reg sal ken. En dan is daar nog 'n gee in die tweede sin, gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat U naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Die punt is maar net, ons vra dat die Here ons sal leer.
as ons bid, Here, laat U naam geheilig word. Gee. Ons het die Here nodig om sy naam in ons gedagtes te heilig. Dis die punt. En hoe gebeur dit? Hoe sal ons reg ken wie die Here in sy werk is? Ons gaan dit nie uit onsself uit wil doen nie. Ons het nodig dat die Here ons leer. Dis hoekom Psalm 86 vers 11 sê, leer my Here U weg. Dit is ons gebed. Here, laat U naam geheilig word. Here, leer my U weg. Dan sal ek in die waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van U naam. Dit moet van die Here afkom. So hoe gee God kennis oor homself? Waar sien ons wie die Here is? Hoe gaan ons die Here beter leer ken? Wel, eerstens is daar's twee boeke. Die eerste boek is die boek van die skepping. Dit is die algemene openbaring. Dit is die natuur. En dan ook hoe hy homself geopenbaar het deur die geskiedenis. Hoe hy volke bestuur het, koninkryke vernietig het, ander koninkryke opgerig het, groot veldslae oor die rigting van die toekoms van sekere koninkryke bepaal is. As jy die geskiedenis so bestudeer, dan sien jy duidelik die Here se hand. In die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 verder, ons het net nou 'n stukkie van daai artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis gehoor, maar nou sê dit daar, dit is voor ons oë soos 'n mooi boek, waarin alle skepsele groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. So, as gelowiges kyk na die skepping, dan sien jy die Here se heerlikheid. En natuurlik, sien ongelowiges dit ook, hulle onderdruk dit natuurlik. Hulle sal dit nie erken nie. Die magtige sonnestelsel, as jy dink aan die groot sonne, en ons son wat eintlik baie klein is in vergelyking met die ander sonne, en jy het al hierdie planete, en jy het al hierdie wonderlike skepping, en die afstande tussen sonnestelsels is verbuisterend. As jy kyk na die groot berge, soos berg Everest, en as jy kyk na berge wat selfs onder die see is, wat so groot of selfs groter as die berg Everest is, dan getuig dit van die Here se almag. Dink aan die groot waters van die see en die storms en al die wonderlike natuurverskynsels, dan sien jy mos die Here se krag daarin. As mens net kyk na onsself, hoe ons liggaam so fyn aan mekaar gesit is, as net een dingetjie daar verkeerd is, dan is jy selfs gebrekkig. Die kleinste ding, hoe die goeie so aan mekaar verbind is, hoe die Here daai liggaam so aan mekaar weef, soos daai Psalm 134 ons leer, liewes 139 ons leer. En dan sien mens daarin die Here se wysheid, hoe hy elke funksie van die verskillende organe in die vel en die oë en alles so wat saamwerk in die ore, jou balans in jou ore, en daar's soveel fyn detail wat die Here moes aan dink om hierdie liggaam net daar te stel. En dan is daar mense wat kyk na 'n muur, 'n klein muurtjie, en hulle bestudeer hulle hele lewe net aan daai een muurtjie. Of in daai, hoe werk 'n muur? Wat is 'n muur? Hoe bou hy? Dis al 'n hele studieveld vir hulle hele lewe, dan het hulle nog steeds nie klaar gestudeer nie. En dan moet ons daarin erken, so wie is ons? Wie is ons? As ons so as gelowiges na hierdie kyk, dan besef ons, wil ons nie eintlik meer die openbaring, hierdie skepping van die Here geniet en dit ondersoek, en so die gedagtes van die Here agter hom aandink nie. Ons sien ook die Here se goedheid in die skepping. Hy laat reën ook oor die wat hom verwerp. Ons sien sy barmhartigheid daarin. So dis die een boek. Die ander boek is die boek van die spesiale openbaring, die boek van die besondere openbaring. Dit is nou die woord. En daarin is dit baie duidelik. As jy die bladsy van die Bybel oopslaan, staan die psalms oop, dan sien jy die Here getuig van homself as die Almagtige.
Hy is die soewereine, hy regeer oor alles. Hy het selfs net te spreek, net te praat, het hy mense geskep, wat so ingewikkeld geskep is. Hy het alles gemaak net deur te praat. In die woord skitter God se regverdigheid, wie hy is. In die woord maak hy homself so duidelik bekend deur sy wette, sy volmaaktheid, hoe hy sonde haat, hoe sonde 'n rebellie is teen sy heiligheid, en dat hy daardie rebelsheid nie ongestraf kan laat bly nie. So ons sien die Here se regverdigheid. As jy die Bybel lees, dan sien ons ook die Here se oneindige barmhartigheid of genade. Jy sien daar dat hy na sondaar mense toe kom, hierdie almagtige wat kom na hierdie sondaar mense. So selfs ongelowiges wat die Bybel lees, moet dit erken. Hulle moet sien, okay, maar hierso in die Bybel lees ons van hierdie God wat homself openbaar as die almagtige wat kom na sondaar mense en met hulle 'n verhouding het. En dis die twee boeke. Wat wil die Here bereik deur dat ons kennis van hom het? En ons sien dit in die Heidelbergse Katekismes, dat ons U heilig, roem en prys. So wanneer ons bid, Here, laat U naam geheilig word, dan beteken dit ek moet verander, ek moet leer wie die Here is. En dan wat gaan gebeur is, die gevolg is, dat ons U heilig, roem en prys in al die werke, waarin U almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. So uiteindelik is ons geskep om die Here te eer. Dit is wat ons moet doen, maak nie saak waar ons is nie. So met hom uit te bars in erkenning van wie die Here is. Dis ons doel. En wanneer ons die Here leer ken wie hy is, dan ons wil hom ons heilig, ons wil hom ons roem, ons wil hom prys. As ons al hierdie eienskappe van God in die skepping en in die herskepping sien, in die Here se verlossing. So wat beteken dit om God te heilig, roem en prys? Dis nou 3 woorde wat daar in die Heidelbergse Katekismes voorkom. Ons kan sê die heilig beteken om die Here se eienskappe as uniek te sien, dit wat net hy het, dit wat net hy kan doen, wie hy is, sy almag, sy oneindigheid en so aan, sy alwysheid. Die roem is die ander ene wat die Heidelbergse Katekismes gebruik. Mens kan dit ook vertaal met eer. Roem beteken om iets te eer, te verheerlik, te erken in al sy grootheid. Dit is meer 'n erkenning. Dit gaan oor erkenning van God se heerlikheid, sy majesteit, sy absolute hoë status. Hoe lyk hierdie? Wanneer daar van God geroem word in al sy werke, beteken dit dat sy eienskappe en dade met groot eerbied en erkenning beskou word. So daar's 'n reaksie by ons. Ek erken dit. Ek sien dit is die Here. Dit is hy wat homself so openbaar. Dit gaan ons manier van oor die Here praat en dink verander. En dan is daar wat die Heidelbergse Katekismes noem, daar is die prys of die loof. En dan is dit jy gaan oor na daardie goedkeuring, daardie lof en aanbidding van wie die Here is. Dis daardie uiting van dankbaarheid, bewondering en ja, nie dankbaarheid vir wie die Here is en hoe hy homself geopenbaar het. En hoe lyk dit vir ons? Wanneer gelowiges God prys in al sy werke, dui dit op 'n houding van dankbaarheid en bewondering vir alles wat God gedoen het. So hierdie heilig, laat die naam geheilig word, ons erken, ons leer die Here beter ken, deur die skrif, dan gaan ons oor na heilig, roem en prys. Dit is wat in Psalm 86 gebeur het. In Dawid se nood, in sy tyd van nood, het hy nie gekyk na sy omstandighede nie, hy het gekyk na wie die Here is. Hy het basies vir die Here gevra, laat U naam geheilig word. Laat ek U beter leer ken in hierdie omstandighede. Vers 12 sê,
Here my God, ek wil U loof met my hele hart en U naam vir ewig eer. Daar is niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks soos U werke nie. Leer my, Here, U weg, ek sal in U waarheid wandel, vers 11. Nou hierdie heilig roem en prys, waarvan die Heidelbergse Katekismes praat, kan nie net by lippetaal bly nie. Dit moet sigbaar word in ons lewe. En ietsie wat die Heidelbergse Katekismes hier aanraak, is vir ons so belangrik. Ons moet onthou dat ons dade teenoor ander mense, selfs wat ons dink, want onthou, wat ons dink vloei uiteindelik uit na dade toe. So wat ons dink en wat ons doen, dis nie net dat ons teen ander mense sondig direk nie. Wat gebeur is, en dit is waarteen die Heidelbergse Katekisme so mooi waarsku, is dat wanneer ek sondig teen ander mense, in my gedagtes ook selfs, en dit oorvloei later in dade, dan gee ek ruimte vir ander mense om die Here te laster. Daar is 'n groot probleem. Dink mooi daaroor. Dis hoekom dit is so mooi dat die Heidelbergse Katekismes ons oor daarop fokus. Hy sê, gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat U naam nie om ons ontwil gelaster word nie. Want as ons die Here ken en wie hy is, en nou deur ons optrede, is mense besig om die Here te laster. Hoe kan mense die Here laster? Hulle kan sê, wel, hierdie ou sê hy is 'n gelowige, maar kyk hoe tree hy op. Wat sê Here is hierdie? Hier staan geen verandering by hierdie persoon nie. Doen net wat hy wil. Is hierdie God regtig almagtig en goed, sodat hy self so ou kan verander? Jy kan selfs indirek aan ander mense, as jy sondig, dan kan jy vir mense eintlik 'n goedkeuring gee aan daai sonde, want hulle kan sê, maar daai ou doen daai sonde, en hy sê hy's 'n gelowige, so ek kan ook seker maar hierdie sonde doen, en dan daardeur indirek laster die mense die Here. Hy gee nie om oor hierdie tipe sonde nie. Ja, so hierdie heilig roem en prys is 'n ding wat oor moet vloei in die res van ons lewe. Here, leer my, Here, U weg, daai vers 11 van Psalm 86. Ek sal in U waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van U naam. En hier is die verrassing. Nie een van ons is van nature in staat om die boeke van God, dis die skepping, en die skrif, reg te lees, en daaruit God reg te ken, en tot sy eer te lewe nie. Tot op hierdie stadium van die preek het ek vir julle gesê, wat moet gebeur? En dit kan nie gebeur nie. Nie van nature nie. God moet hierdie kennis en geloof aan ons gee. Daarom gebruik die Katekismes 2 maal die woordjie, daai gee dat ons U reg sal ken, en gee dat ons lewe reg sal inrig. Neem maar die boek van die Algemene Openbaring. Die hele skepping getuig van die grootheid van God, maar ons is bysiende. Ons kan nie lekker sien nie. Ons kort brille, ons kort geestesoë, wat die heerlikheid van die Here kan raak sien. En daarom gee die Here die bril van die skrif. Deur die Bybel leer ons weer God se hand in die skepping raak sien, dat hy dit alles so mooi gemaak het. Maar ook wat die Bybel betref, is ons geestelik blind. So nou kom ons die Bybel om die skepping te leer ken, maar nou kan ons van nature ook nie die Bybel eers reg lees nie. Ons glo en begryp van nature nie die woord van die Here nie. Daarom het ons God se Gees nodig. Ons het nodig dat die Here ons die geestelike oë gee om sy heerlikheid te sien,
om te sien wie hy is, dit te verstaan en dit toe te pas. Ons het die Here se Gees nodig, wat ons tot die erkenning bring van Psalm 86 vers 5, want U Here is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Psalm 86 vers 9 tot 10. Al die nasies, dis nou die gelowiges in die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle voor U aangesig neerbuig, Here, en hulle sal U naam eer, want U is groot en doen wonders. U alleen is God. Psalm 86 vers 15. Maar U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Sien, dit is die Here wat sy barmhartigheid aan ons moet openbaar, sy Gees aan ons moet gee, sodat ons daardie kan sien. Interessant, Psalm 86 vers 15, wat ek nou net gelees het, maar U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Dit is basies wat Eksodus 34 vers 6 tot 7 sê. En Eksodus 34 vers 6 tot 7 is dit daardie openbaring van die Here se naam na daardie tragiese gebeurtenis van die goue kalf. Presies dieselfde. Maar dan is dit Jesus wat die finale en die volste openbaring van die goddelike naam gee. Soos Johannes 17 vers 6 sê, ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Ons het die Gees deur Christus nodig om die Here reg te leer ken. Elke eienskap van die Here ontmoet by die kruis. Daar waar Jesus aan die kruis gesterf het die Here se barmhartigheid en sy geregtigheid mekaar ontmoet. Dit is daar waar die Here gewys het, hy is barmhartig, hy gee vir Jesus, hy gee daardie offer, maar hy is ook regverdig, want hy straf die sondes. Hy openbaar daarin sy almag, sy soewereiniteit, sy liefde, sy genade. Dit is net in Jesus, en hier is tog so belangrik, dit is net in Jesus waar ons God se heerlikheid kan leer ken en sy naam kan heilig, sy naam kan eer en sy naam kan prys. Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. So ons wil die Here leer ken. Hoe leer ons hom ken? Deur Jesus. Want dit is in Jesus waar al die volheid van die Godheid liggaamlik woon. Hebreërs 1 vers 3 sê, hy, dis Jesus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hoor gou hierdie vers in 2 Korintiërs 4 vers 6, want ons praat nog heeltyd van, Here, laat die naam geheilig word, laat ons die eienskappe ken. Hoe gebeur dit? Ons weet dit moet gebeur. Dis wat ons wil hê moet gebeur. Die enigste manier is wanneer ons na Jesus kyk. 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Dit is wat Dawid gesien het. Daarom wat hy kon sê in Psalm 86 vers 5, want U Here is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Daai goedertierenheid is die Here se verbondsgetrouheid, dis dat hy vir sy mense 'n God sal wees, en hulle is sy volk. En die enigste manier is hy hulle versoen met hom, dat hy die verlosser gee, dat hy self homself gee.
En dit is wat gebeur het in Jesus. En dan is die vraag, en dit is nogal 'n lyn wat mens uit hierdie Psalm uit kan trek, is, hoe weet ons, die Here sal gee wat ons vra? Dat sy naam geheilig word, dat wanneer ons na Jesus kyk, dan sal ons die Here beter leer ken in sy eienskappe. Hoe weet ons dit? Dan vra Psalm 86, doen aan my 'n teken ten goeie. Doen aan my 'n teken ten goeie, sodat my haters dit sal sien en beskaamd kan staan, omdat U, o Here, my gehelp en getroos het. Een teken, die grootste teken wat die Here gegee het, waardeur ons verseker weet, dat ons na Jesus, wanneer ons na Jesus kyk, dan sal ons die Here leer ken, as ons sy eienskappe beter sal leer ken, dit is al wat ons nodig het, is die Here Jesus se opstanding. Dit is die groot teken van die Here se oorwinning, van die Here se genade, van die Here se geregtigheid. Dis daai leë graf. Daai leë graf is die openbare verklaring dat God Christus se werk aanvaar het en seën uitstort op almal wat hom aanroep. So uiteindelik, wanneer ons vra, Here, laat U naam geheilig word, dan vra ons dat ons die Here beter leer ken aan die hand van wat Jesus kom doen het. Here, gee dat ons meer U werk deur Christus sal leer ken, sodat ons U kan roem, prys en eer in al die werke. Kom ons bid saam.